Kom ons bid saam. Dierbare Vader, baie dankie vir voorreg. Om onder U wil te buig. Dankie Here Jesus dat U die koning is wat regeer vanaf die hemel. En U wat alle mag en gesag het om te regeer. Dat ons voor U kan buig as die hoof van die kerk, ook van hierdie gemeente. En dankie Heilige Gees dat ons U kan erken as die een wat in ons woon, die een wat gekom het as belofte van die Vader, die een wat ons lei om ons Christelike lewe hier te lei op aarde, om 'n regtige verskil te kan maak. Ons buig voor U as drie enige God, wat alles weet en alles ken, en wat ook ons hart het. Here, ons maak ons harte nou oop voor U, sodat U U werk kan kom doen, wat U lankal reeds besluit het om te doen. Help ons om net so oomblik afgeskakel te wees van dinge wat ons pla, en die gejaag vanoggend dalk hier na die erediens toe. Help ons om ons harte te rig op U. Om nie net te hoor wat U wil sê uit die woord het nie, maar ook om ons harte oop te maak, dat U U werk kan kom doen. Ons eer U, in Jesus se naam. Amen. Ek sien hier's 'n chocolate langs die kant, ek weet nie vir wie dit nie, maar dankie in elk geval. Is 'n teks. Geliefdes in die Here, wie van julle onthou of kyk dit nog, Cowboys en Crooks flieks? Wie ken dit? O, julle is min. Jongens, weet julle wat beteken dit nie? Cowboy en Crook fliek wat ons gekyk het in die verlede, is waar die cowboy kom en haal hy sy rollie uit, né? En dan wys hy dit vir die kroek, en wat maak die kroek? Maak so, né? Hy sê nee. Want wat wil die cowboy maak? Hy wil die goed vat. Dan maak hy so, maak bietjie so. O, Koos, mag julle nie hande opsteek in die kerk hier nie. Maak so, so. Dan sê die kroek nee. Dan sê die cowboy, hey, dan maak hy so. Nee. Kan jy so maak? Twee handelinge, maak bietjie so. Voor jou. So, stoot hom. Stoot hom, jy, nee. En dan maak jy so. As jy dit onthou, sal jy vandag se boodskap onthou. As ek en jy as Christen 'n verskil in hierdie wêreld wil maak, in hierdie de mekaar wêreld waarin ons leef, het jy 'n keuse om te maak. Het jy 'n werklike keuse om te maak. Of jy sê nee, en jy staan die gees van God teë. Jy sê vir hom nee, jy lieg vir hom, jy stel hom te leer, jy staan hom teë. Of, jy gee oor. Jy het 'n keuse om te maak. Mag die Here ons hierin lei. My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het. Van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. En voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. En na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop,
maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. En toe hulle keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: Dit is nie vir julle om die tyd en die omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Vers 9. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan, en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. En toe kies hulle die 12de apostel, want Judas is mos oorlede, en ek moet kies tussen Barsabas en tussen Matthias, en soos die Here vir hulle gelei het, kies hulle Matthias. Hoofstuk 2, vers 1 tot 4. En toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. En skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. En almal is met die Heilige Gees vervul en het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Vers 12. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. En party het vir mekaar gevra: Wat kan dit tog beteken? Vers 14. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op, en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Tot daar uit die kosbare woord van ons Here. Ons gaan vandag begin vir julle die Pinksterreeks, waar ons gaan praat oor God as vertrooster, en dan spesifiek vandag vanoggend die Heilige Gees wat ons vrymoedigheid gee. Ons is so aan die einde van Paastyd. Paastyd wat ons gevier het as die Here Jesus wat gekruisig is, begrawe is en opgestaan is, en vanaf die 3de dag wat hy opgestaan het hy in die loop van 40 dae het hy aan mense verskyn, ons het in die Bybel gelees, en op allerlei maniere gewys dat hy lewe. Maar hy het ook gepraat oor die koninkryk van God. Interessant genoeg dat dit die Here Jesus se eerste gesprek was, sy eerste preek was, en net voor hy opvaar uit hemel toe, het hy weer met hulle gepraat oor die koninkryk van God. Want dit is belangrik, maak die koninkryk sigbaar. Presies 50 dae na Paastyd vier ons Pinkstertyd. Julle vier Pinkstertyd nou 'n week vroeër, gevolg van julle gebeure, maar 50 dae daarna vier ons Pinkstertyd. Dis die geboorte van die kerk, die verjaardag van die kerk van die Here Jesus Christus. En op daardie dag, tydens Pinksterfees, is die Heilige Gees oor die kerk uitgestort. Die kerk is met die Heilige Gees gedoop. En die vraag sal wees, wat gebeur wanneer die Heilige Gees in die hart van 'n gelowige begin werk? Dis die vraag vandag wat ons moet vra. Julle moet asseblief die res van die Pinkster ook bywoon. Want dit het 'n aanloop. Jy moet nie vanaand mis wanneer daar gepraat word, wanneer die Gees troos, wanneer ons eensaam is. Jy moet nie Maandag mis wanneer die Gees ons hernie as ons moedeloos is. Dinsdag wanneer die Gees ons vreugde gee, selfs in tye van swaar kry, lyding. En dan Woensdags sluit die Pinkster af, wanneer die Gees vir ons lei in die waarheid. Die wonder van alles is dat die Gees van God beloof is vir die kerk.
Die Gees van God is beloof in die kerk. Ek wil sommer vir julle sê, ek gaan 'n geweldige klomp teks vir julle aanhaal, maar ek is nie hier om vir jou te verveel nie. Want ek is ook nie hier om te praat asof ek moet praat nie. Ek wil hê dat die God deur sy woord vir jou moet openbaar wat hy vandag wil sê. En as jy gekom het met 'n hart wat ontvanklik is, dan sê Here, leer my vandag iets. Dan gee ek vir jou belofte dat hy vandag vir jou iets gaan sê. Hy gaan vir jou bevestig iets in jou hart wat jy reeds geweet het, sodat jy daarmee voortgaan. Of hy gaan vir jou iets nuuts sê. Of hy gaan jou aanspreek. Maar as jou hart oop is vir die Here, waarborg ek jou, sal hy vandag iets vir jou sê, waarmee jy kan uitstaan. So sou jy hierdie klomp tekste wou hê, dan sal ek dit vir die kerkkantoor beskikbaar stel, sodat jy dit daar kan vra en kan kry. Ja, die Heilige Gees is beloof aan die kerk. Johannes die Doper het mos die pad vir die Here Jesus voorberei. In Lukas 3 vers 16 sê hy, ek doop my julle met water, maar my meerdere wat kom, wat ek nie eens werd is om sy skoene los te maak nie, hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. En dan, soos wat ons gelees het, na Jesus se opstanding in Handelinge 1 vers 4 tot 5, kom die Here Jesus en hy sê vir sy mense, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes, dan praat hy van Johannes die Doper, het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Johannes 14 vers 16 tot 17 sê die Here Jesus, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Wie is hier die ander voorspraak? Die Griekse woord is parakletos. Dit beteken dat hierdie Gees kom as 'n trooster, as 'n bemoediger, as 'n helper, as 'n raadgewer, soos 'n advokaat wat vir jou intree by God. Hy is die een wat volledig God verteenwoordig. Dan sê Jesus, hy noem hierdie Heilige Gees, in die Griekse woord, allos. Wat beteken dit? Dit beteken die een net soos ek, gelyk in waarde. Ek sal so een stuur. Die Heilige Gees gaan voort op hierdie aarde, dis sy werk om Jesus se werk wat hy begin het, voort te sit, en hy gebruik vir my en jou, elke gelowige, as sy instrument. Die wonder is dat die Heilige Gees beloof is, en wat maak God as hy iets beloof? Hy kom sy woord na. Anders as die mens, wat dit baie keer nie nakom. En so kom hy dit na, en daar op Pinksterdag het ons gelees in Handelinge 2, vers 1 tot 4, toe is al die apostels by mekaar, in een vertrek, hulle hoor 'n stormwind, dit vul die hele vertrek, dink jou in, ons is binne in daai vertrek, hier gebeur dit, hulle sien ook iets soos vuur, dit kom soos vier tonge op hulle neer, en die skrif sê, almal is met die Gees van God vervul. Wanneer God 'n belofte maak, kom hy dit na. Vandag nog. En hierdie Gees wat uitgestort is op die kerk wat met die Gees van God gedoop is dieselfde Gees as die een wat vandag met jou praat, terwyl ek hier praat. Is nie 'n ander Gees. Elke weergebore kind van God is deel van een liggaam volgens 1 Korintiërs 12 vers 13, en almal is met een en dieselfde Gees gedoop, sê die skrif. God gee die Heilige Gees, met ander woorde, aan die kerk. Dieselfde Heilige Gees, nie iemand anders. Wanneer ons kyk na die dooping van die Gees, is dit eenmalig, onherhaalbaar 'n gebeurtenis. 6 keer in die Nuwe Testament word gepraat van die dooping met die Heilige Gees. 4 keer Johannes die Doper, wat die pad vir die Here Jesus voorberei het gepraat van dat Jesus met die Gees gaan doop. In Handelinge 1 vers 5 praat Jesus, wat ons nou nog gelees het, julle gaan binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. En dan die 6de keer,
wanneer Petrus oor Kornelius se bekering praat, in Handelinge 10 vers 46. Die doping is dus eenmalig, maar die vervulling is herhaaldelik, vandag nog. Ons lees in Handelinge 2 vers 4, Handelinge 4 vers 8 en 31, Handelinge 9 vers 17, Handelinge 13 vers 9, dat die vervulling gebeur en gebeur en gebeur. Maar daar is 'n belangrike teks wat ek vandag vir jou bring. Vervulling met die Heilige Gees is ook 'n opdrag. 'n Opdrag wat God gegee het. In Efesiërs 5 vers 18, wanneer Paulus aan die gemeente van Efese skryf, dan sê hy, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Hy sê nee, hoor mooi die opdrag, laat die Gees julle vervul. Hy sê, sing dan onder mekaar psalms, gesange, ander geestelike liedere. Met jou hele hart eer jy God. Wanneer ons hierdie Bybel oopmaak, dan leer ons dat die apostels van die Here 3 jaar lank onderrig by hom gekry. 3 jaar lank. 3 jaar lank hoe om 'n kind van God te wees, hoe om 'n opregte volgeling van Jesus te wees. Hy stel vir hulle die voorbeeld en hy leer dit ook vir hulle. God was nog altyd teenwoordig. Hy het op verskillende maniere gewerk. In die Ou Testament het God gepraat deur konings, deur leiers, deur engele, in 'n braambos, in 'n vuurkolom, in 'n wolkkolom. Hy het op verskillende maniere gepraat. En die Gees was heeltyd en altyd betrokke. Wanneer die verlossing kom, wanneer ons in Jesus Christus moet glo, dan bring dieselfde Heilige Gees vir ons die geloof, om te glo en ook om God aan te neem. In die Nuwe Testamentse tyd was God nog altyd teenwoordig by sy mense. Maar op 'n ander manier. Jy sien, toe Jesus op aarde geleef het, saam met sy apostels, wat hy opgelei het vir 3 jaar, was hy nie elke oomblik van elke dag en elke nag in hulle teenwoordigheid. Nee, hy was nie. Want die skrif leer dit vir ons. Ons lees dat soms het hy die disippels op die skuite uitgestuur op die see van Galilea, of die Genesaret meer, of die see van Tiberius, is almal sinonieme aan mekaar. Ons was daar toe ons Israel besoek het. En dan stuur hulle op 'n skuitjie uit. En dan is hy hier aan die kant. En hy bid. Of hy maak vir hulle kos wanneer hy terugkom. Hulle is nie altyd 100% in sy teenwoordigheid nie, tog is hy daar. Soms. Dan lees ons dat hy opgaan na die berg toe. Hy los sy ander apostels daar, hy vat sy 3 manskap, sy binnekring, Petrus, Johannes, Jakobus, boontoe, ons gaan daar bid. Hulle is nie altyd in sy teenwoordigheid. Ons lees dat die Here Jesus in die oggende opstaan en in die aande na hy gewerk en hy gaan alleen na sy Vader toe, dan gaan praat hy met sy Pa oor die dag. Sy disippels het nog geslaap. Sien, nie altyd in die teenwoordigheid nie, maar op Pinksterdag, toe gebeur daar iets anders. Op Pinkster, toe verander alles. Want sien, voor Jesus opgevaar het na die hemel, het hy met sy laaste opdrag in Matteus 28 vers 19 en 20 gesê, gaan en maak alle disippels, hy stuur hulle uit. Maar dan gee hy 'n belofte in vers 20, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Nou op aarde kan Jesus by hulle wees al die dae tot die volëinding van die wêreld, as hy daar op die troon sit en hulle op die aarde is. Die antwoord is, deur sy Gees, wat hy gestuur het, wat die Vader beloof het. En op Pinksterdag, wanneer dit gebeur, dan kom die Gees na die kerk toe. En wanneer gelowiges of mense die Here Jesus aanneem en in hom glo, Johannes 1 vers 12, dan ontvang hulle hierdie Gees wat hier kom bly. Hy is vir die kerk gegee, maar dan kom bly hy hier. En dan sê Johannes 14 vers 17, dan is hy in ons en hier by ons, hier langs ons. Nou hierdie Gees wat uitgestort is, hierdie Gees wat 'n gelowige se harte bly. As jy weergebore is en jy het 'n getuienis van wedergeboorte, dan is die Gees hier binne in my en jou.
Hy gee nie pad nie, hy is daar. En dan gee hierdie Gees vir jou 'n vrymoedigheid om kind van God te wees. Hy werk kragtig in 'n mens. Hy gee vir jou vreugde om die werk van die Here te doen. Hierdie Gees van God help jou om ook kragtig te werk op hierdie aarde. Ek sien as Petrus en Johannes voor die Joodse leiers gedag word, omdat hulle maar net hulle werk gedoen het, en die krag van die Gees gekom het, en 'n verlamde man gevat het en gesê, in die naam van Jesus staan op en loop. Dan vra hierdie klomp leiers vir hulle, deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? En dan Handelinge 4 vers 7 tot 8. Lees ons, toe staan Petrus op, vol van die Heilige Gees. En hy sê vir hulle wat gebeur. Dit was nie spesiale mense nie. Die Bybel leer dit vir ons in Handelinge 4 vers 13, dat hulle maar ongeleerde en eenvoudige mense was. Mense soos ek en jy. Lukas skryf ons in Lukas 5 vers 1 tot 11, dat hulle vissermanne van beroep was. Jy sien, Jesus het eer en mag vanuit die hemel ontvang om sy werk op aarde te doen. En dan het hy ook daar die mag aan sy mense oorgedra. As ons kyk in Markus 3, dan sê hy, ek gee vir julle die mag, gaan uit en preek. Jaag die duiwels uit mense uit, maak mense gesond. Ons het die mag gekry van Jesus se kant af, toe ons uitgestuur het, sy apostels en vir ons ook. Ons sê, gaan maak disippels van alle mense. Dan werk die Gees deur ons. Ons het vrymoedigheid om te getuig. Volgens Handelinge 2 vers 11 oor al die groot dinge wat God gedoen het. Petrus en die ander apostels het nie uit eie krag gewerk nie, maar hulle het deur die krag van die Heilige Gees gewerk, verskeie tekste bevestig. En selfs in moeilike omstandighede wanneer die apostels moet werk en moet getuig met daai vrymoedigheid, wat doen die ander gelowiges terwyl hulle werk? Ons lees in die skrif van Handelinge 4, Handelinge 5 en Handelinge 9, dat hulle ingetree het vir die wat werk, sodat hulle onder die krag van die Heilige Gees hulle werk kon doen, selfs genesings, tekens en wonders kon verrig. Ons het vrymoedigheid om die goeie nuus te verkondig. Broer en suster, as iemand vir jou sou vra, sê nou Petrus sou nou hier staan, hier so langs my, en Petrus sou nou vir jou sê, soos 1 Petrus 3 vers 15, dan gee Petrus vir jou iets. Hy sê, jy moet altyd gereed wees om 'n antwoord te gee aan diegene wat 'n verduideliking oor jou eis, oor die hoop wat in jou lewe. As iemand hier sou inkom en sê vir jou, maar hoekom is jy 'n Christen? Hoekom sit jy in die kerkbank? Wat maak jy hier? Hoekom sing jy sulke liedere? Hoekom wag jy met jou hand op die steen? Wat gaan aan met jou? Sal jy vir hom die evangelie kan verduidelik? Want hy ken dit nog nie. Ken jy die evangelie? En as jy hom nie ken nie, is jy in die moeilikheid, want hy gaan jou vasvra, en hy gaan by die deur uitgaan, en hy sê, maar hoekom is jy dan nie, as jy nie eers weet waarom jy is? Jy moet die evangelie ken. Jy moet dit vasmaak in jou hart. Jy moet vir die mense sê, daar is 'n God, wat geskep het in die hemel. Hy het ons na sy beeld gemaak, ons is sy verteenwoordigers. Genesis 1 vers 27. Jy moet vir hulle sê, maar sonde bring 'n skeiding tussen God en die mens. Ons is verlore as gevolg van dit. Ons het nie deel aan die heerlikheid van God, die Romeine 3:23. Jy moet vir hulle sê, o, maar God het 'n antwoord. Sy seun is die antwoord. Ek ken ons daai teks, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat oor die voorwaarde, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Johannes 3:16. En dan, wat maak ons as ons die evangelie hoor? Wat maak ons as ons hoor ons is verlore, maar as 'n antwoord? Johannes 1:12. Maar die wat hom aangeneem het, en die wat in hom glo, het die reg om kinders van God genoem te word. Dis jou wedergeboorte. En wanneer jy weergebore is, dan kan jy mos nie net stil bly nie. Dan is daar geestelike groei nodig.
As Paulus in die Efese gemeente geskryf in Efesiërs 4 vers 15, dan sê hy, Christus is die hoof en ons is die liggaam en ons moet in alle opsigte na hom toe groei. Dis jou geestelike groei. Jy moet ook vir mense vertel as 'n wederkoms en 'n oordeel. Jy moet dit vir hulle vertel, want dit bly die waarheid. Jy moet vir hulle sê, dat Christus een keer weer sal kom. Hy het plek gereed gemaak vir die wat hom dien, die wat hom ken. Volgens Johannes 14 vers 10. Maar hy kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wat hom nie aanvaar het. Ons moet vreesloos Jesus verteenwoordig as kinders van die Here met vrymoedigheid. Ek lees in Handelinge 2 vers 14, dat hierdie ouens met manne moet opgestaan het. Vreesloos staan hulle op en sê, onder leiding van die Heilige Gees spreek hulle die mense toe, ek moet vir julle verduidelik, sê Petrus, wat gebeur het, toe hulle vir hulle vra, maar wat gaan nie aan? Toe die Joodse leiers volgens Handelinge 4 die mense vang, en hulle dreig hulle beveel om niks meer in die naam van Jesus te sê of te leer nie. Hoor hierdie vrymoedigheid, wat die skrif sê, Petrus en Johannes, sê vir hulle, julle moet maar self besluit wat vir God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Want wat ons betref is onmoontlik, om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. En hierdie getuie, wat ek en jy is vir Jesus, moet selfs verder gevat kan word. Want as ek en jy getuig oor Jesus, en ons word selfs gemartel, sal jy aangaan? Sal jy aangaan? Om te getuig kry 'n ander betekenis, soos wat die tyd verloop in die apostelse dae. En volgens Handelinge 2 vers 20 en Openbaring 2 vers 13 en Openbaring 17 vers 6 kry hierdie getuieniswoord 'n ander betekenis, die woord marturia. Wat beteken dit? Martelaarskap. Is jy bereid om selfs as jy gemartel word, omdat jy sê ek dien die Here, is jy bereid om nog steeds te sê ek dien die Here? Want die apostels het daarvoor gestaan. Hulle was die marturias. Hulle was die martelaars. Hulle is met spiese doodgesteek. Hulle is onthoof. Hulle is in stukke gekap. Hulle is verbrand. Is jy bereid? Nou wil ek jou 'n vraag vra. Waarom gebeur dit? Dat as jy weergebore is en jy het 'n getuienis van wedergeboorte, en die Gees het woning hier kom maak en hy's langs jou, dat jy sommige gelowiges sien dat hulle met 'n vrymoedigheid die Here dien, dat hulle met vrymoedigheid hulle gawes opneem en dien, dat hulle met vrymoedigheid getuig, dat hulle met vrymoedigheid sing, dat hulle met vrymoedigheid kind van God is. Waarom gebeur dit dat sommige so is, maar ander kry dit nie reg? Maar die Gees is dan nie. Het jy gewonne? Ek gaan vir jou die antwoord gee, die skrif. Die antwoord is dood eenvoudig, omdat ons so maak met die Heilige Gees en nie so. Maak bietjie so. Kom, dit is geoefen. Sodom. Sê vir hom nee. Nee, wie was dit? Dis wanneer jy vir hom lieg. Dis wanneer jy op teestaan wanneer hy wil werk. Dis wanneer jy sê ek het nie nou tyd vir die Here nie. Dis wanneer jy sê my geld is my geld. Dis wanneer jy sê my goed is my goed. Op Sondag, wanneer mense in die erediens toe kom, weet jy wat hoor ek dominee? Nee, ek het kuiermense gehad. Hoekom bring julle saam mee? Of jy doen dit, met die Gees van God wat in jou woon. Of jy doen dit. Maak bietjie so. Jy mag jou hande opsteek. Al is dit die laaste keer. Steek hom op.
Dit beteken, jy gee totaal oor aan die een wat sy lewe vir jou gegee. Jesus het oorgegee. Hy was oorgegee aan sy pa. En hy deur die krag van die Gees het hy gewerk. Kom ek gee jou 'n paar tekste. Kan jy sit? Jy moet sit. Ek het laat begin. Johannes 15 vers 9 tot 20. Dan sê Jesus Christus homself, hoor sy oorgawe. Ek gaan vir jou 'n paar tekste gee. Hoor hoe gee hy oor aan die Pa. Hy sê, dit verseker ek julle, die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy van die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so. Die Vader het die Seun lief en wys hom alles wat hy doen. Lyk dit of hy oorgegee is aan die Here? Jesus sê verder, wanneer hy bid, Johannes 17 vers 4, hy sê, Vader, ek het U op aarde verheerlik deur die werk te volbring, met ander woorde klaar te maak, wat U my gegee het om te doen. Nie my werk nie, U werk. As Jesus bid op sy knie in die tuin van Getsemane in Lukas 22 vers 41 en 42, dan bid hy, dan sien hy nie kans dat hierdie lydensbeker by hom verbygaan nie. Hy sê, Vader, ek sien nie kans nie, maar nogtans nie my wil nie, U wil. Lyk dit of Jesus so gemaak het? Hy het so gemaak. Dis hoekom Jesus op aarde op 'n ander manier kon leef. Hy het 'n voorbeeld gestel, hy vir sy disippels het geleer, en die teks is nou aangehaal deur Julian. Ek gee weer vir julle wat Jesus sê in Johannes 14 vers 15 tot 26, net 'n paar gedeeltes. As julle my liefhet, hoor die voorwaarde. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Hy sê, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. En die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle, hoor mooi, alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Sien jy, hoe kan jy die Heilige Gees, die Vader en Jesus nie van mekaar skei nie? Nooit nie. Die Heilige Gees kan ook niks bekend maak in hierdie wêreld as dit teenstrydig is met die Here en sy woord. Nooit nie. Jesus sê in Johannes 15 vers 16, vers 26 en 16 vers 7 tot 15, wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig, hoor mooi, en julle moet getuig, want julle is van die begin af by my. Wanneer hy kom, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want hy, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Wanneer die Here Jesus bid, in Johannes 17, en sê vir sy Vader, vers 16 tot 19, hulle, praat van die disippels, sy apostels, sy volgelinge, hulle behoort nie tot hierdie wêreld nie, soos ek nie tot hierdie wêreld behoort nie. Laat hulle aan U toegewy wees, deur die waarheid, want U woord is die waarheid. Soos U my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. En terwille van hulle wy ek my aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy sal wees. Jy mag dalk vandag sê, maar Jesus was spesiaal, want hy is dan volledig God, volledig mens. Jesus het nie alleen oorgegee aan die Vader nie. Die voorbeelde is in die skrif. Paulus het so gemaak. Paulus het eers so gemaak. Toe maak hy so. En dan leer Paulus die kinders van die Here in Romeine 12 vers 1 tot 2. Hy sê, nou doen ek 'n beroep op julle broers, hoor hy praat met die Christene. Hy sê op grond van die groot ontferming van God, wat God vir jou gedoen het, op grond van dit broers, doen ek 'n beroep op julle. Wat sê hy? Hy sê, gee julle self oor. Aan wie? Aan God. As heilige en lewendige offers, wat vir God aanneemlik is.
Hy sê, as jy wil weet wat godsdienst, hy sê, dis die wesentlike van die godsdienst, wat jy moet beoefen. Maar dan sê Paulus iets anders, in vers 2, as jy dit doen, dan kan jy nie aan die wêreld gelykvormig wees. Dis die wêreld. Dis oorgee. Hy sê, maar, laat God julle verander, deur julle denke te vernuwe, dink anders oor God. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed aanneemlik en volmaak is. Paulus het oorgegee, 1 Korintiërs 6 vers 19-20, op besef julle nie, dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang, en julle behoort nie aan julle self nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Paulus het oorgegee. Totale oorgawe. Galasiërs 2 vers 19-20. Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer, hoor mooi, nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier leef, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat deur sy liefde vir my bewys het, en deur sy lewe vir my afgelê. Ek maak klaar. Maak so. Stoot hom weg. Sê nee. Weerstand. Ek gaan nie. Myne is myne. My keuses is myne. Of gaan jy doen? Paulus sê, deur die Gees. Nie net vir die Efese gemeente nie, maar ook vir my en jou vandag. Die verskil in hierdie wêreld wil maak. Laat die Gees jou vervul. Laat die Gees jou vervul. En dalk sal jy sit hier vandag. En sê, ek sien ander mense vol van die krag van die Gees. Hulle is nie bang om te getuig nie. As hulle vervolg word omdat hulle op die waarheid staan, want die woord is die waarheid, dan getuig hulle. Dan staan hulle op. Dan sê ek kan nie anders nie, ek moet vir jou sê wat met my gebeur het, toe ek my lewe oorgegee het vir die Here. Jy moet maar besluit of ek aan God gehoorsaam moet wees of aan jou, maar ek sal nie anders nie. Wat my betref, ek kan nie stil bly oor wat met my gebeur het. Toe ek so gemaak. Dalk het jy iets om te bely vandag. Die Here, ek is kind van U. Vergewe my as ek dit gedoen het. Vergewe my as ek allerlei verskonings aanbied, om nie kind van God volledig te wees nie. Vergewe my. En die Gees kan net volmaak as jy leegmaak. En as jy belydenis om opregte berou het, dan sê die skrif in 1 Johannes 1 vers 9, hy is getrou en regverdig, hy vergewe jou. Hy reinig jou van al hierdie ongeregtigheid. Jy sal dit moet bely. En so sê, Here, ek doen 'n totale oorgawe. Dis nie gevoel nie. Dis 'n opdrag wat nagekom het. En dan waarborg God sal sy Gees in en deur elkeen van ons werk. Ek wil jou kans gee. Jy het iets om met God te bespreek. Nou dat hy met jou gepraat het. En ek gaan jou kans gee om te sê, Here, jy weet wat is dit. Praat met God daaroor en gee dit vir hom. En dan maak jy so in gebed. Sê, Here, vul my met die Gees, sodat ek 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. Tot die eer van die Vader. Ek gee jou kans om met God te praat. Dierbare Here, U het elkeen se gebed gehoor. Dalk is van hulle nog besig met U. Neem daardie gebed verder met hulle op. Wanneer hulle ergens by die huis kom en ergens op 'n plekkie alleen kan gaan sit en met U kan praat.
Dalk het hulle te veel om te bely. Maar help hulle om klaar te maak, om leeg te maak, om te sê, Here, ek bely alles, want dan is daar plek vir U om vol te maak. Dankie dat U reeds in ons woon. Elkeen wat gesê het, ja, Here, ek glo in U as verlosser en saligmaker. Ek glo dis die antwoord van die Vader. En dan bid ek, Here, dat U oor hierdie gemeente 'n wonderwerk sal bring van mense wat opstaan soos 'n Petrus van ouds, saam met sy 11 ander, en sê, ek kan nie stil bly oor wat gebeur het. Dankie, Here, dat U woord so duidelik is, dat ons nie moet wonder om op ander plekke antwoorde te soek nie, maar in die woord is al die antwoorde wat ons wil hê, om ons lewens te rig, volgens U wil. Help ons daarmee, Here, en word verheerlik deur alles. In Jesus naam bid ons. Amen.